Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is die vuurtoets van 'n brose geloof en hierdie is episode 9 in die tema die kriewelrige kerk. Stel jou 'n skielike totale kragonderbreking voor of 'n blackout soos hulle in Engels sou sê. Stel jou voor jy is afgesny van nie net die kragnetwerk nie, maar van elke godsdienstige institusie, digitale platform of wetlike vryheid wat ons tans so gerieflik as vanselfsprekend aanvaar. As die deure van die kerkgeboue môre permanent gesluit word en die weeklikse stroom van preke op die internet opdroog, wat bly oor vir jou geloof? Die tragiese realiteit is dat baie moderne Christene geestelik oorvoed, maar struktureel leeg is, omdat hulle totale geestelike oorlewing afhang van die eksterne steierwerk van 'n professioneel uitgevoerde Sondag vertoning. Ons staan op die drempel van 'n tydvak waar die stroom van die samelewing al hoe donkerder word. Tog bly ons rustig binne ons institusionele gemaksones en dink dat klasse en preke gelykstaande is aan 'n lewende verhouding met God. Die Here is egter besig om die strukture te skud om ons wakker te maak vir 'n organiese, vervolgingsbestande geloof. Ware Christendom kan nie as 'n passiewe toeskouersport oorleef wanneer daar 'n vuurtoets kom nie. Dit hunker na 'n diep, selfonderhoudende leefstyl wat in die alledaagse loopgrawe van die lewe gevorm word. Die sleutelvers vir vandag kom uit Lukas 6 vers 46. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here en nie doen wat ek sê nie? Die oordeenking vir vandag, van kweekskool na vakleerlingskap. Vandag se tye beweeg teen 'n eksponensiële spoed en is dit reeds jare na die eerste waarskuwingsligte begin flikker het. En die moderne kerk sit steeds vasgevang in presies dieselfde vrugtelose debatte. Ons bly hardnekkig vasklou aan 'n ranggeordende institusionele stelsel wat blindelings steun op professionele geestelikes en die fisiese geboue waarin hulle funksioneer. Hierdie Russiese model, soos ek in die vorige episode genoem het, is egter uiters broos in 'n vinnig veranderde wêreld. As die tyd aanbreek waar openbare Christelike byeenkomste deur vyhandige regerings verbied of ingeperk word, sal 'n kerk wat uitsluitlik van eksterne strukture afhanklik is, vinnig uitgewis word. Ons het dringend 'n radikale verskuiwing nodig na 'n organiese vervolgingsbestande Chinese model, wat niks anders is as die oorspronklike Nuwe Testamentiese patroon nie. Ons moet die waarheid herontdek dat die gebou, die kansel en die administratiewe uitrusting in werklikheid nie die kerk is nie. Jy is die kerk, ons is die kerk. Die ware kerk is die lewende, organiese liggaam van Christus, wat oor die hele wêreld versprei is en funksioneer buite die beperkings van bakstene en sement. Om hierdie liggaam veerkragtig te maak vir die uitdagings wat voorlê, kan ons nie meer tevrede wees met lidmate wat bloot as verbruikers funksioneer nie. Elke enkele Christen moet individueel bemagtig, toegerus en geaktiveer word om self te groei, te dien, te onderrig en as 'n volwasse leier in sy of haar eie omgewing op te tree. Die grootste struikelblok in hierdie proses is dat die kerkkultuur ware disippelskap stelselmatig vervang het met blote teoretiese opvoeding. Omdat ons niks anders ken nie, dink ons verkeerdelik dat geestelike volwassenheid gelykstaande is aan die insamel van Bybelse kennis. Ons sit pligsgetrou in Bybelstudieklasse, luister na seminare en absorbeer preke, maar hierdie model hou die gelowige in 'n toestand van ewige passiwiteit. Opvoeding vul bloot die intellek, maar disippelskap transformeer die karakter en die gedrag.
Dit vereis 'n radikale skuif vanaf die veilige klaskamer na die praktiese werklikheid van die lewe. Ware disippelskap funksioneer volgens 'n godelike getuiebeweging wat Jesus self ingestel het. Die ritme van inkom en uitgaan. Jesus het sy volgelinge naby hom getrek om hulle te onderrig en hulle dan dadelik uitgestuur om daardie lering prakties in praktyk toe te pas. Daarna het hy hulle weer teruggetrek vir refleksie en verdere verdieping, dan net om hulle weer uit te stuur. Dit is die natuurlike asemhaling van die vroeë kerk. Hoor en doen, dan weer hoor en doen. In ons huidige tegnologiese informasie-era verdrink ons in 'n oseaan van preke, boeke en potgooi lerings, maar ons ly aan 'n kroniese gebrek van aksie. Kennis sonder ooreenstemmende toepassing is niks anders as geestelike selfbedrog nie. As ons na Jesus se metodologie kyk, sien ons dat sy bediening nader aan 'n praktiese vakleerlingskap of mentorskap as 'n formele kweekskool was. Hy het nie 'n akademiese institusie gestig waar sy disippels 3 keer per week 'n lesing moes bywoon nie. In plaas daarvan het hulle hom eenvoudig geskadu in die markplein, by mense se huise en op die stowwerige paaie van die alledaagse lewe. Hulle het geleer deur te kyk, te ervaar en hulle hande vuil te maak. Jesus het deur sy eie integriteit gelei. Toe hy hulle van nederigheid wou leer, het hy fisies op sy knieë gegaan en hul voete gewas. Hy het nie net inligting oorgedra nie, maar 'n heeltemal nuwe leefstyl gedemonstreer wat as die weg bekend gestaan het. Hierdie intieme relasionele model was ontwerp as 'n kragtige selfrepliserende stelsel. Jesus het nie net tydelike volgelinge gemaak nie, maar disipelmakers wat toegerus was om ander te lei, wat op hulle beurt weer die volgende generasie sou oplei. Dit was nooit bedoel om by 'n klein eksklusiewe elite te stop nie, maar om eksponensieel te vermenigvuldig deur die oordrag van lewe tot lewe. Wanneer elke individuele gelowige hierdie vakleerlingskap aanvaar en eienaarskap neem van die koninkrykswerk, word die kerk onstuitbaar, vry van die beperkings van geboue, onkwesbaar vir eksterne onderdrukking en diep gewortel in die dinamiese krag van die Heilige Gees. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Dit is tyd om op te hou om 'n ewige student van die skrif te wees, sonder om ooit 'n aktiewe vakleerling van die meester te word. Die oorgang van blote godsdienstige opvoeding na egte transformerende disipelskap begin die oomblik wanneer jy besluit dat die volgende waarheid wat jy hoor, nie bloot jou gedagtes moet stimuleer nie, maar jou optrede moet dikteer. Jy het nie nog 'n konferensie, nog 'n preek of nog 'n teologiese boek nodig om te begin om soos Jesus te leef nie. Jy het bloot die vrymoedigheid nodig om dit wat jy reeds weet, vandag nog in die praktyk te gaan uitleef. Kyk met eerlikheid na jou weeklikse skedule en vra jouself af, waar is die aktiewe uitgaan in my geloofslewe? Hierdie verskuiwing begin wanneer jy jou daaglikse roetine doelbewus oopstel vir mentorskap en verhoudings. Nooi iemand wat jonger is in die geloof of wat rigting nodig het, saam met jou vir 'n maaltyd. Of deel bloot jou eie lewenslesse, jou foute en jou oorwinnings op 'n deursigtige manier met iemand in jou dampkring. Disipelskap beteken nie dat jy al die antwoorde perfek agter mekaar moet hê nie. Dit beteken bloot dat jy bereid is om saam met iemand op die pad te loop en te wys hoe om jou hande in diens van die koninkryk vuil te maak. Wanneer jy begin om die natuurlike alledaagse geleenthede van die lewe, soos om saam te eet, saam te werk of bloot na mekaar se hartsake te luister, te gebruik as heilige oomblikke van lering en omgee, word jy die kerk wat geen eksterne mag
of krisis kan stuit nie. Jy breek die kettinge van passiwiteit en word deel van die selfrepliserende beweging wat die wêreld rondom jou radikaal kan omkeer. Stap vandag doelbewus uit die klaskamer van leë teorie en word 'n praktiserende, vreeslose volgeling van die weg. Kom ons bid saam. Here Jesus, vergewe my dat ek my geloof so dikwels beperk het tot 'n intellektuele oefening en die veiligheid van die klaskamer verkies het bo die opofferende ritme van die markplein. Ek het my kop gevul met Bybelse waarhede, maar my hande skoon gehou van die werklike praktiese werk van die bediening. Was my passiwiteit en my afhanklikheid van menslike strukture vandag weg met die vuur van u Heilige Gees. Maak my 'n egte vakleerling van u weg, wat nie net hoor nie, maar dadelik met vrymoedigheid gehoorsaam. Gee my die oë om te sien wie in my daaglikse lewe honger is vir herstel, hoop en rigting, en skenk my die wysheid om my lewe op 'n egte deursigtige manier met hulle te deel. Ek wil nie meer weghardloop van die geleenthede waar my geloof my iets kos nie. Ek wil die voorbeeld van radikale nederigheid en praktiese diensbaarheid doelbewus uitleef. Berei my innerlike mens voor vir enige storm of krisis wat mag kom, sodat my geloof onwankelbaar sal staan, selfs as al die eksterne strukture en geboue sou verdwyn. Bou 'n selfrepliserende, lewende krag binne in my, op wat natuurlik sal oorvloei in die lewens van die mense rondom my. Mag u koninkryk tasbaar deur my hande en my voete uitgebrei word, sodat my lewe 'n transformerende getuienis van u lewende liggaam sal wees. In u heilige naam bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit 2 Timoteus 2 vers 2. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Hierdie gedeelte vat die essensie van selfrepliserende stelsel van disippelskap perfek saam en skakel direk met die oordeenking se fokus op vermenigvuldiging. Paulus verduidelik hier aan Timoteus dat ware geestelike impak nie stop by die oordrag van kennis na bloot een persoon nie, maar lê in die lewende kettingreaksie wat oor generasies heen strek. Dit herinner ons daaraan dat ons eers waarlik ons rol as disippels vervul wanneer ons aktief besig is om ander mense op so 'n manier toe te rus dat hulle ook weer bekwaam en gemotiveerd is om die fakkel van die evangelie aan diegene rondom hulle oor te dra. Die volgende vers kom uit Johannes 13 vers 14 tot 15. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Hierdie skrifgedeelte weerspieël die diep relasionele praktiese model van mentorskap wat Jesus gedemonstreer het en wat die oordeenking kontrasteer met blote opvoeding. Dit herinner die leser daaraan dat disippelskap nooit oor teoretiese lesings vanaf 'n veilige afstand gaan nie, maar oor radikale nederigheid en diensbaarheid te midde van die alledaagse lewe. Deur fisies mekaar se voete te was, wys Jesus dat ons geroep is om ons hande vuil te maak en deur ons eie tasbare optrede en integriteit vir ander te wys hoe 'n lewe van gehoorsaamheid moet lyk. En dan die laaste vers kom uit Filippense 4 vers 9. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Paulus beklemtoon in hierdie vers die presiese wese van die skadu-model of vakleerlingskap waarby hierdie oordeenking stil staan.
Disippelskap is 'n omvattende leefstyl, waarby die volgeling nie net luister na woorde nie, maar die volle lewe van die mentor fyn dophou en die patrone wat hulle sien aktief begin doen. Hierdie teks dwing ons om te besef dat ons eie verhouding met Christus so prakties, deursigtig en sigbaar in ons daaglikse handel en wandel moet wees, dat ander mense bloot na ons lewens kan kyk om te leer hoe om die Here radikaal te volg. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.